Romeine 3, ons gaan vanoggend begin by Romeine 3 vers 21, maar ek wil hierdie gedeelte begin by, jy hoef nie soontoe te blaai nie, jy kan nou net luister verder van hier af, jy kan wel open by Romeine 3 vers 21, ek dink is die 6de boodskap in die reeks aangaande die brief aan die Romeine, waarmee ons besig is. Nou ek wil vanoggend begin om te lees Romeine 1 vers 17, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos geskryf is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Nou sal jy nou die vorige vers, ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding, vir elkeen wat glo. En dan sê, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar. Want dit is 'n redding vir elkeen wat glo, so waarin vind die redding plaas? In die geregtigheid. Nou wat ek vir u wil uitwys, vers 17, hoor jy die woordjie geregtigheid. Dan gaan hy deur die hele hemelse hofsitting, tot by vers 3 vers 20, dan hoor jy vir die eerste keer weer die woordjie geregtigheid. Dit is nogals belangrik om dit te klik. Romeine 3 vers 20 sê, en aangesien uit die werke van die wet geen vlees vir hom geregverdig sal word nie, want die wet is die kennis van sonde. Daai hele tussenfrase het nie een keer die woord geregtigheid in nie. Want wat hy doen in daai tussenfrase van hoofstuk 1 vers 17 tot en met hoofstuk 3 vers 20, is om vir die mens te wys, jy het nie geregtigheid nie, jy is nie regverdig voor God nie, jy is onregverdig voor God, daarom kry jy glad nie die woordjie geregtigheid in daai hoofstukke nie. Dis nie te vind daarin, want hy sit in die hemelse hofsitting waar hy die mens skuldig vind, om juist vir die mens te wys, jy ontbreek aan die heerlikheid van God, jy is nie regverdig voor God nie, jou lewe is nie reg voor God nie, jy is nie in 'n regte posisie vir God nie, dis wat hy in daai hele hoofstukke probeer doen, is om die mens skuldig te vind voor 'n hemelse God, wat se vereiste is, 100% geregtigheid. So jy vind die tussenpose glad nie daar nie. Nou, kom ons op 'n punt waar jy moet sê, maar hoor jy, die mens het 'n probleem. Ek het 'n probleem, want ek is nie reg voor God nie. My lewe is nie reg voor hom nie, so ek is ook nie op pad na die regte plek na hom nie. Ons het almal die ewige lewe, maar waar ons dit gaan bestee, is verskillend. So die mens het 'n probleem, en die groot vraag moet nou op die mens, na die hele hemelse hofsitting, moet die hele groot vraag op die mens se lippe wees, maar hoe kom ek reg met hierdie God? Wat moet ek doen om reg te wees met hom? En dis nogals eienaardig, né? As jy aan jouself dink, nou dit klink baie eenvoudig, maar weet jy wat? Dis die mees belangrikste vraag wat die mens kan vra, en dis nie net Christene wat dit vra nie. Die boeddhiste se geloof draai om, wat moet ek doen om reg te wees voor hierdie God? Islam vra dit, wat moet ek doen om reg te wees voor hierdie God? Die methodiste vra dit, wat moet ek doen om reg te wees voor hierdie God? Die AGS vra dit, wat moet ek doen om reg te wees voor hierdie God? Die Nederduitse Gereformeerde Kerk vra dit, wat moet ek doen om reg te wees voor hierdie God? Hindoes vra dit, wat moet ek doen om reg te wees voor hierdie God? Party dink, ek moet kinders offer om reg te wees voor hierdie God. Van jou ou gelowe, dit reën vir jare aan een, oh, we angry the gods. Wat moet ons doen om weer reg te wees met hierdie God? Ons moet ons kinders offer op die vuur. Ons moet hulle in putte gooi dat hulle verdrink. Ons moet hulle verbrand. Ons moet hulle offer om net reg te wees met hierdie God, dit tog net reën hier, because we angry to the gods. Wat is die een manier in Islam om 100% seker te wees, jy is reg met hierdie God, met al en jy sal hemel toe gaan? Jy blaas jouself op, stryd soontoe. Of ek moet 10.000 rosaries per dag, die Rooms-Katholieke, wat moet ek doen om reg te wees voor God? Ek moet 10.000 rosaries per dag bid, en ek moet my goed aan die priester gaan verkondig, en ek moet my geldjies betaal, en ek moet deur Moeder Maria, en dis ook reg kom by hierdie God. Almal het hulle maniere, en vra die vraag, en doen dan, wat hulle moet doen, om reg te wees, voor die God wat hulle dien. Kan nou 'n paar goed, party van die gelowe sê, jy moet in tale praat, anders is jy nie reg met God nie. As jy nie as 'n baba gesprinkel is jy nie reg met God nie. As jy nie gekatkiseer en voorgestel is jy nie reg met God nie. As jy nie groot gedoop is jy nie reg met God nie. As jy nie jou tiende gee is jy nie reg met God nie. As jy nie 1000 keer in 'n jaar kerk toe is jy nie reg met God. As jy die laaste Bybelstudie is jy nie reg met God nie. En dis al die goeters, maar die groot vraag bly in die hart van die mens, want daai gewete kla hom aan. Ek is nie reg voor hierdie God nie. En dit is die groot vraag van almal, hoe
kom ek reg met God. Want in die hele hoofstukke voor dit het hy die mens skuldig bevind, sodat hy die mens kan kry op 'n plek, dat hy besef, maar ek staan skuldig voor hierdie God. Ek ontbreek aan, almal het gesondig en ontbreek aan die heerlikheid van God. Hoe gaan ek dan nou regkom met hierdie God? En dan antwoord hy, maar nou, hier is die antwoord, hoe gaan ek regkom met hierdie God? Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Weet jy, ons lees oor hierdie goed, ek hierdie week hierdie ding by, dink jy myself, ons gaan so oor hierdie goed of 'n blasey is. Weet jy, lees hierso. Vers 22, die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus, so eenvoudig. Maar die een geloof sê, offer jou kinders. Die ander een sê, blaas jouself op vir in die naam van Allah. Die een sê, jy moet dit. Die ander een sê, jy moet dit. Hulle is almal verkeerd. Daar's net een manier om reg te kom met God, en dit is naamlik deur die geloof in die Here Jesus Christus. Hier's duisende mense hier buite wat daai vraag verkeerd beantwoord en dit op 'n verkeerde manier probeer doen. En weet jy wat, hulle is nog steeds nie reg met God nie. Want hulle dink daar's allerlei maniere om dit te doen. En daar is net een manier, en dis die geloof in die Here Jesus Christus. Want almal het gesondig en ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Baie interessant wat hier sê, hulle word deur sy genade sonder verdienste. Wat moet ek doen om gered te word? Wat moet ek doen om reg te wees met God? Nee, deur om jou kinders te offer en te verdien nie. Nie om gedoop te word en dit te verdien nie. Nie om in tale te praat en dit te verdien nie. Nie om te katkeseer en voorgestel te word en aangeneem en al die goed in dit te verdien nie. Nie om kerk te loop en dit te verdien nie. Nie om jouself op te blaas en dit te verdien nie. Nie om 10.000 rosaries per dag te bid en dit te verdien nie. Nee, dis sonder verdienste, want jy kan dit nie verdien nie. Dis nie die antwoord op die vraag nie. Daar is net een manier, en dis deur genade sonder verdienste, deur die geloof in die Here Jesus Christus. Dis die kraks waarom die hele Bybel draai. Ou Testament, Nuwe Testament wys alseen na daai een punt. Daarom sê hy, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Ongelooflike skrifgedeelte, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Nou wat beteken die geregtigheid van God? Nie jou geregtigheid nie. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar. Want wat beteken die geregtigheid van God? Nie die geregtigheid wat jy ontvang nie, maar dit is ook in dieselfde klas. Die geregtigheid van God beteken, wat is die volle som van wat God verwag? Wat is die presiese ding wat God wil hê? En weet jy wat is dit? Perfeksie. Blamelessness. Heiligheid. Iets sonder blemish. Iets sonder gebrek. Dis die openbaring van God se geregtigheid. En daarom moet sy geregtigheid openbaar in sy seun wat sonder gebrek is. Blameless, heilig. Dis die openbaring van sy geregtigheid. Daarom word dit openbaar sonder die wet. Want die wet kon jou nooit regverdig nie. Die wet wys, wat is dit wat God verwag? En wat is die slotsom, die volle som van sy geregtigheid? Die wet en die profete getuig wel daarvan. Wat is die wet? 'n ander naam vir die wet is amper soos 'n reghoek of 'n straight gate, vir straight edge. Dis iets waarmee jy die regheid, hoe regheid 'n ding is bepaal. As jy 'n reghoek het, dan weet jy gaan teen die 100% regte hoek hierdie ding sny. Jy het mos verskillende hoeke waarteen jy goed te doen, maar dit bepaal 'n presiese regheidlyn waarop jy moet sny. Dan is jy 100% reguit. As jy 'n level daarop sit, gaan jy sien die ding is presies reg. Dis soos 'n level wat bepaal dat 'n ding 100% reg of level is. En dis wat die wet wil doen. Die wet is 'n straight edge, dis soos 'n level op die hart van die mens. God se geregtigheid is die straight lyn. En daai level word op die hart van die mens geplaas deur die wet. Die wet is soos die straight level. Nou weet jy wat gebeur elke keer
Hier's 'n reguit lyn, en dis wat die wet wil doen. Want die wet getuig daarvan. Die wet getuig dat jy dit nodig. Hier's die reguit lyn. As jy presies, daar's net een wat 100% level en presies volgens daai reguit lyn kon leef. En dit was Jesus. Die een sonder sonde, die een sonder gebrek, die een heilig, die volmaakte. Hier's die mens. Die sondigheid, gaat hy af van hy lyn af. Dink jy alwees, gaat hy af van die lyn af. Daai reguit lyn, it shows the heart of man is crooked. Dit wys, die mens se hart is verdorwe. Af van die lyn af. En weet jy wat? God soek niks anders as 'n reguit lyn. He doesn't want a crooked line. If it's a crooked line, he doesn't accept it. It's unacceptable. Daai reguit lyn wys, jy gaan nie van die lyn af. Dis die lyn van die wet. Dit wys die hele wêreld het gesondig en ontbreek aan die heerlikheid van die Here, because your heart is crooked. Weet jy wat sê dit vir die mens? Die mens het 'n nuwe hart nodig. As jy begin agterkom, is fout met jou hart. Want dis wat die wet wys sonde. Hier's fout met die hart van die mens. Die hart is verdorwe. Die hart is crooked. Die hart bly heeltyd van die lyn af. En wat beloof God? Kom ek vra dit gesê, as jy hartklopings kry en jy het 'n probleem met jou hart en jy gaan dokter en sê vir, hoor jy, jou hart is in die kanon, as jy nie hartoortplanting kry nie, gaan jy dood. Weet jy wat gebeur geestelik? As jy agterkom, jou probleem is eintlik 'n hartprobleem. Your heart is crooked before God, because your heart is not according to the straight line. Jy het 'n hartoortplanting nodig. Of jy gaan die ewige dood in. Jy gaan sterwe en jy gaan ewig sterwe. Want jou hart gaan nie hou in die dag van die oordeel van God nie. Net soos wat hulle in 'n vleeslike sin vir jou dan 'n hartoortplanting gee, sodat jy 'n nuwe hart kan kry en kan aanhou lewe. Net so wil die wet wys, jou hart is crooked. Jy het 'n probleem as 'n mens met jou hart. Die hart is die eintlike probleem. Dan gaan jy na God toe, deur die geloof in die Here Jesus Christus. En wat doen hy? Wat doen hy? Jesegiel 36:26-27, die profesie na hom, want dit getuig van hom. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my veronderinge onderhou. Dit beteken dat jy volgens 'n reguit lyn begin wandel. Jy kan dit nie uit jou vlees doen, vir steeds nie vandag nie. But the heart of man is crooked. Dis verdorwe. Dit ontbreek aan die heerlikheid van die Here. Maar wat God wil doen is, hy weet, jy het nie hartomleiding nie, jy het 'n hartoortplanting nodig, of jy gaan sterf. As jy 'n nuwe hart kry, gaan jy lewe. En Jesus is daai nuwe hart. Gaan 'n nuwe hart in julle binneste sit. Die hart van klip wegneem, my gees in julle gee. Dis eintlik geestelike operasie, waarin die oue weggevat word, die nuwe ingeplaas word. Die wet was nooit gegee om enige iemand te red nie. Nooit nie. Ek weet dit klink eenvoudig, maar weet jy wat, die mens vandag is presies dieselfde as wat hy daai jare was onder die wet, as wat ons nou nog vandag is in die Nuwe Testament. Daar's niks verander in die hart, in die konsep van hoe die mens goed benader nie. Die wet was nooit gegee om enige iemand te red nie. Dit was nooit die doel van die wet nie. Die doel van die wet was om altyd te getuig van die een wat gaan kom. Weet jy, redding? Want mense sê in die Ou Testament was dit onder werke. Waar sê dit? Nee, die Ou Testament was deur geloof, nie deur werke nie. Die Nuwe Testament is deur geloof, nie deur werke nie. Beide Oud en Nuwe Testament se redding vind altyd plaas deur geloof. In die Ou Testament is die profesie, die profete en die wet getuig van is 'n testimonie van die een wat gou kom. Dis geloof in die een wat gaan kom. Wat is die Nuwe Testament? Weet jy wat? Hulle kan hom nie sien nie. They can't see Jesus because he didn't come yet. He didn't come yet. Maar die Ou Testament spreek van die een wat gaan kom, die groot belofte, wat die sondes van die volk gaan wegneem. Weet jy wat? Hulle moet dit glo, alhoewel hulle dit nie kan sien nie. Hulle hoor die wet, hulle vier die Sabbat, hulle vier die feeste, hulle doen al die goed wat die wet sê, en die wet wys hulle skuldig, maar hulle weet die een wat gaan kom, gaan hierdie sondes wegneem. That it was always through faith, never through works.
Die Ou Testament is 'n heenwysing na die een wat sou kom, maar hulle moes glo al kon hulle hom nie sien nie. Die Nuwe Testament, maar nou is die geregtigheid van God openbaar deur die geloof in die Here Jesus, kan jy hom sien? Jy kan hom nie sien nie. In die Ou Testament het hulle na hom gekyk, in die Nuwe Testament kyk ons terug na die een wat gekom het. Is dieselfde ding. Dis dieselfde ding. Geen Ou Testamentiese gelowige is in die hemel afgekom van die wet of 'n pragtige lewetjie nie, hoor, is altyd en was nog altyd deur geloof. Geloof in die een wat sou kom. Ons geloof in die een wat gekom het. Beide geloof. Die kruis, die senterpunt van die hele Bybel. Moenie dink daar's ander maniere nie, because there's no other way. En nou dink 'n mens, hoekom het die klomp fariseërs en almal, ja maar ons het Abraham as ons vader, ja maar ons het die wet, ja maar ons het dit, onthou in hierdie gedeelte in die hemelse hof sit, het hulle klaar op grond van al daai aspekte skuldig bevind, om hulle te wys, nee my broer, moenie dink as jy weet, of jy het Abraham as jou vader, of jy het hierdie goedjies, en jy het al hierdie verordeninge, nee, it can't do it, there's only one way. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar, sonder die wet en die profete. Deur die geloof in die Here Jesus Christus. Hy sê vir hulle daar, nee my broer, jy het die pot misgesê, it was always through faith, never through works. Die feeste kan nie red nie. Dis net om jou by my te gekry het. Nou sal jy vra, maar hoe stupid kan hulle wees? O my genade, ons doen presies dieselfde goed, is dit nie? AGS glo. As jy nie in tale, en gaan ek sommer by die naam noem, hulle kan maar met my kom redeneer ook. Die AGS glo, as jy nie in tale kan praat, jy nie gered nie. Ons jy moet Jesus en die tale. Die NG Kerk sal glo, hulle sê dit nie dalk by as jy nie as 'n baba besprinkel is en aangeneem en voorgestel is goed nie, kan jy nie op pad hemel toe wees nie. So nee, is nie net Jesus nie, nee, jy moet daai ook hê. Rooms-Katoliek, jy kan net deur Moeder Maria, en jy moet soveel rosaries per dag op grond van jou sondes, jy moet soveel betaal en soveel penitence doen, dit is die manier. Dan glo baie in die baptiste kringe, nou ek kom as jy nie groot gedoop is nie, sorry, kom in die hemel nie. Is dit wat, sê gou vir my, is al daai goed waar was? Hier sit jy in die Romeine 3 vers 21, met die groot antwoord op die mense probleem. Hoekom? Dan moes hy hier gesê het, dit, geloof in my seun, maar jy moet ook dit en dit en dit. Nee, bla bla. Dit is presies wat die mense in die Ou Testament gedoen het. Ons doen presies nog dieselfde as wat hulle gedoen het, want ons dink al die ander goed kan ons red. As ons nou weer in die hemelse hof, dan sal hulle sê, nee, jy dink jy die doop, jy dink jy die baba doop, jy dink jy die tale, jy dink jy hierdie goed, jy dink jy hierdie goed, nee. Hoe kom jy reg met God? Daar is net een way. Romeine 3 vers 21 en 22. Vandag nog presies dieselfde, want is altyd die mense dink hy kan dit doen. Weet jy wat is dit eintlik? It's pride. Dis eintlik trots. Want jy dink eintlik, jy is hierdie ou geringe spikkeltjie, kan iets doen to appease this God. Dis hoekom die Bybel baie maal die mens so uitskep as so klein. Weet jy hoekom? Dan sal mense dink, maar wat is die mens wat een om dink? Die een rede agter is God wil eintlik hê jy moet kan besef vir jou as 'n spikkeltjie, as 'n stoffetjie, as 'n druppel aan die emmer, dink jy kan met iets wat jy doen my tevrede stel. Dit is nie moontlik nie. Wat dink jy kan daai spikkeltjie doen? Nee, it's all God's doing. It's all God's doing. Kom ons lees gou nog so twee ander tekste, kom ek los maar dit. Kom ons lees dit. Jesaja 7 vers 14. Daarom sal die Here self, dis die profeet wat getuig. Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maag sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Dis die Ou Testament wat getuienis gee van die een wat gaan kom. Dis waar die geloof moet wees, in die Immanuel, in die een wat sou kom. Nie in die wet nie, nie in die werke nie, nie in die feeste nie, nie in die Sabbat nie, nie in die offers van die lammetjies nie, die geloof is nie daarin nie. Nie die geloof is in die een waarvan die profete getuig. Daar gaan een kom, gebore uit 'n maagd, sy naam sal wees Immanuel, dis die een. Jesaja 53 vers 2 en 3. Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit droë grond.
Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en die mense verlaat, 'n man van smarte, bekend met krankhede, ja, soos een vir wie 'n mens se gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag deur God, geslaan en verdruk was. Wat is dit wat daai sê? Dit sê ons het hom gehou as een wat deur God geplaag. Dit is wat die Jode moes sê, nie, hierdie man was deur God vervloek, dis hoekom dit als deur hom gaan. Het pot misgesit. Hy was vervloek deur God, omdat hy hulle krankhede had, en dit nie besef nie. Hy het sy krankhede op hom geneem, en daarom het God hom begin straf. Hulle reken dit, nee, hierdie goed wat met hierdie man gebeur, is eintlik 'n bewys, dat hierdie goed wat hy kwyt geraak het, is 'n leuen. Swaai die hele ding om, want they don't want to see it. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ek wil net gou my ouma bel. Ouma? Nee, nie regtig, ek het net tyd kyk. En dan Eksodus. Julle moet 'n lam hê sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie, van die skape van die bokke kan julle dit neem. Hoekom is daai lammetjie sonder gebrek, dit wat hulle offer, jaarliks vir die sonde? Want dit wys die reguit lyn. There may be nothing crooked in that lamb. 'n Lam sonder gebrek, dis die slotsom van God se geregtigheid. Daar is geen gebrek in geregtigheid nie. Daar's geen skewe punt nie. Daar's geen afwyking. Daar's net een presiese reguitlyn, maar die geregtigheid van God is die level wat bepaal of alles anders skeef of reguit is. Dis waarop grond alles geëvalueer word, is op die reguitlyn, op die level van God se geregtigheid. En dit wys enigiets anders buiten daai, wys dit, maar dis 'n skeef. Dis nie reg nie. Daarom kan jy enige valse evangelie toets op grond van die geregtigheid van God se lyn. It will show that it's crooked. Jy kan wat ook al 'n kerk verkondig op grond van die level van God se geregtigheid. As dit nie volgens daai level is nie, kan jy maar weet, daai kerk verkondig 'n crooked gospel, 'n skewe evangelie, 'n verdraaide evangelie. There's only one straight line, and that's the line of God's righteousness. Ontsettend belangrik. En dan sê Hebreërs 7, die vervulling, hoe dit na Jesus wys. Want so 'n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesnoeid, afgeskeie van die sondes en wat hoër as die hemele geword het. Wat nie elke dag nodig het soos die hoëpriesters om eers vir sy eie sondes offer te bring en dan vir die van die volk nie, want dit het hy net eenmaal gedoen toe hy homself geoffer het. Jy sien, Jesus is die reguit lyn. Want hy is foutloos, heilig, sonder gebrek. Hy is die openbaring. Dit sê, want maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar, sonder die wet. Hoe het hy dit geopenbaar? Through his son. Because the son is the straight line. As jy Jesus verkondig, met tielantuintjies by, wyk jy van die lyn af, my broer en suster. En dit wys, jou evangelie is verdraai. There's only one righteousness, and that's Christ. Hierdie klink eenvoudig, maar dis hoe jy enige evangelie toets. Is daar enigiets wat bykom? Kan jy maar weet, jy's van die lyn af met pel. Because there's only one level, and that's Jesus Christ. Dit is God, het sy geregtigheid geopenbaar. Hoe? Het dit nou sigbaar gemaak, dit sê dat hy het bekend gemaak. In die oorspronklik taal, hoe? Deur die Seun. Sit jy enigiets by? En jy sê nie volgens die level nie. Weet jy, hoe gevaarlik is dit? Sit jy enigiets by? En jy kan nie meer reg wees met God nie. Dit klink eenvoudig, weet jy hoe ernstig is hierdie saak? Dis kom ek so ernstig praat vanoggend. Dis nie 'n jokie. Wie hoeveel goedjies sit ons by? Wie wat sê die woord? Jy's van die lyn af. As jy van die lyn af is jy van God af weg. En hulle dink hulle is massive slim, maar hulle mis die flipping punt. Hulle is oor van die lyn af. There's only one way and it's Jesus. Sit jy 'n tielantuintjie by en jou lyn is nie meer level nie. Dis nie, hier is die wollaarstolietjies nie. Ek dink jy ons besef in die tyd wat ons doen presies as wat die Fariseërs in die Ou Testament gedoen. A brood of vipers.
Want hulle verkondig vir almal, jy moet dit en dit doen, maar hulle self doen dit ook nie. Want hulle kan dit nie reg kry nie. Maar almal moet dit doen, maar hulle self kan dit nie reg kry nie. Nee, jy moet die Sabbat onderhou, maar dan werk ek agter die kantoortjie aan rekenare. En ek dink so pad, jy moet so verdorwe is jy hart, dat jy eintlik dink ek is reg. Jy glo later jou eie bol, want jy's verblind. Jy raak so verblind, dat jy nie actually kan sien en kan agterkom, ek verkondig aan mense goed, dat ek myself nie kan doen nie. Maar in elk geval, laat mense aangaan, solank jy net die waaragtige een het, en jy voeg niks, by nie. You cannot add to the straight line, it's already straight. Kom ek sluit af hiermee, want dit is nou 25 minute. Ek jammer, ek kom baie ernstig voor, maar weet jy, wat ek week hier deurgewerk het, besef ek maar net, dis die groot antwoord. En selfs mense in ons tyd, mis jy die punt. Hulle add net by die lyn, hulle dink hulle is op 'n reguit lyn, maar dit is actually van die lyn af. As jy van die lyn af is jy net soos die mense in die Ou Testament, wat nie geloof het net in hom nie. Al die goed was daar, want it just was there to show you that you are off the line. En hierdie mense glo hierdie goed so, dat hulle dink hulle is nou is hulle eintlik op die lyn. So verblind, hulle dink nou is hulle op die lyn en ons is van die lyn. Dis regtig wat hulle verkondig. Kyk maar, dis waarom meeste van die briewe geskryf was deur Paulus. Is mense wat inkom en vir die Christene sê, dis net hierdie geloof, nee, net, jy moet dit en dit en dit en dit doen, dan is jy eers op die lyn. Nee, weet jy wat, dan is jy nou juist van die lyn af. En daai mense glo tot die dood toe, hulle is op die lyn. Hulle is reguit op die lyn hel toe. Want is nie net Jesus nie. En alwaaroor hulle kan praat, is hulle brein is geokkupeer daarmee, is om vir almal te wys, julle is nie op die lyn nie. Want is die evangelie van demone en duiwels, wat die Bybel dit reguit noem, geen goedjies ek sugarcoat nou nie vir oggend goed. Dis die evangelie van duiwels. Want wie wat wil duiwels doen? Dit wil jou van die lyn afhaal. Dis wat dit eenvoudig is om te doen. Dis verdraaid. It's not a level gospel. In die Ou Testament, ek sal volgende week hier dalk kom ek los die een vir volgende week, anders gaan ons te lank aan gaan. Hierdie is 'n ernstige saak. En wat die hele Bybel draai hier rondom. Oud en nuut. It was always by faith, never by works. Dit was altyd net op maar een manier, en hierdie is wat jy vanoggend moet vat, nou diep in die hart en sink. As jy ooit enige iets hoor van die evangelie wat sê, dit ook en dit ook, dan sê jy, Konna, hierdie beweeg ons nou van die lyn af. Want die hele hemelse hoofsitting, waar jy die hele mens skuldig bevind word vir God, en gewys is maar hy is in 'n gebrek aan die heerlikheid van die Here, is die een groot vraag, hoekom ek reg met God is, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geloof in ons Here Jesus Christus. Hy sit niks anders daarby nie. Niks. Hy vat juis al die goed in die hofsitting, wat die Jode by volgens die wet bysit, sê jy's nie halfweg. Dis nie die antwoord nie. Dis nie die manier nie. Daar's net een way en daar's net een ding en dis Jesus. Dis die strydlyn, dis die level waar volgens alles of dit reguit is of skief is getoets word. Nou your gospel. Ken jy die evangelie? Want anders sal jy nooit die reguit die level kan gebruik nie. Party mense ken nie die evangelie, daarom vat hulle enige ding. Hulle weet nie of dit reguit is en of dit skeef is. Hulle sluk net want dit klink fantasties. Dit klink as ek hierdie doen, gaan ek soveel meer heilig wees. En al wat dit doen is, it puffs up. Dit laat hulle voel hulle is hoër as die res. Want ons het Jesus, maar ons verstaan die. En ons het dit. En ons het hierdie. En ons is nou so heilig, dat hierdie mense, it doesn't have the revelation. Nee, ek het een revelation. En dis Jesus, dis die level. En ek kort die daai tierlantjie sê, I only need Jesus. Because through him I've got a new heart and a new spirit within me. And he will keep me on that straight line. Hy sal vir my wys, my seun. En dis waar die belangrike ding om waar ons nog hier gaan praat, is dat jy ontvang die geregtigheid in hom.
Dis al hoe jy regkom met God. Maar kom ons gaan volgende week aan. Ek gaan nie